Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. Nou vandag se onderwerp is Malema, die Houdini van die Suid-Afrikaanse regstelsel. Want soos ons nou sal sien, Malema is nou wel skuldig bevind daaraan dat hy 'n vuurwapen in die publiek afgevuur het, roekeloos, destyds in 2018. Maar hy is al etlike kere van allerlei oortredings aangekla en eintlik nog nooit skuldig bevind nie. En dis vir my nogal ironies, want die joernaliste van Beeld, sy was aanvanklik by Beeld en toe het sy nou meer links verskuif na die Mail and Guardian en na die Daily Maverick toe. En Paulie van Wyk, sy het nou so pas 'n boek oor, ek dink 'n maand gelede 'n boek oor Malema gepubliseer. En daarin sê sy onder andere dat hy moet aangekla word. Trouwens sy het dit tydens 'n onderhoud op RSG ook gesê, dis nou hoog tyd dat Malema aangekla word. Maar soos ek nou sal verduidelik, dit het al gebeur en dit het op niks uitgeloop nie, om bepaalde redes wat baie interessant is. Maar voordat ek nou daarby uitkom, wil ek graag net aankondig dat 'n paar dae gelede het ons nuwe boek uiteindelik verskyn, Die Ommegang deur Jan van Aken. Dit is 'n boek wat uit Nederlands vertaal is en dit speel af in die middeleeue, maar dit is 'n roman, dit is 'n storie wat fiksie dis wat in daardie tydvak so rondom 1390 tot 1410 daar rond afspeel. En is geweldig interessant, want daar's 'n hele klomp temas wat aangesny word. Ons kan op 'n latere stadium 'n bietjie meer daaroor gesels, en hoe dit ook van toepassing is op vandag, want daar is ook 'n hofsaak of twee wat daarin plaasvind, en presies net soos wat met Malema hier gebeur, word mense of skuldig bevind op grond van geen getuienis nie, of daar is baie getuienis teen hulle, maar hulle word onskuldig bevind. En daar is allerlei avonture wat die hoofkarakter Isidore van Rillington deurmaak, allerlei wedervarings. Dit is eintlik 'n reis deur die hele Europa tydens die middeleeue met die kathedrale en die gewoontes van die mense, en ook dis tamelik dekadent, want daar's 'n klomp prostituie en mense vergryp hulle aan drank, want blykbaar in die middeleeue was die water van sulke slegte gehalte dat die mense verkies het om bier of wyn te drink, want dan het jy minder siek geword. En dus drink almal aan mekaar. Trouwens, hulle sê Europa het vir die eerste keer bietjie produktief begin raak toe mense koffie in plaas van alkohol begin verbruik het. Maar nou ja, ek sal in die skakel, liewer in die beskrywing sal ek die skakel plaas waar jy die boek kan koop met al die inligting. Hy kos R340. En terug by Malema. Nou, interessant is dat Malema het 'n advokaat. Sy naam is Lawrence Hodes. Ek weet presies hoe mense van uitspreek nie, maar ek hoor mense sê Hodes daarvoor, of Hodes. En hy het 11 jaar gelede, toe Malema van korrupsie en geldwasery aangekla is, het hy hom heeltemal losgekry. Hy het skotvry daarvan afgekom. Trouwens, ek het afgekom op hierdie video van 11 jaar gelede, en ons kan net vir 'n oomblik net 'n kort stukkie daarvan luister. Lawrence Hodes is no stranger to high-profile cases. He represented Glenn Agliati in the Brett Kebble murder trial and won by drilling holes into the state's case. Now he's defending Julius Malema on fraud, corruption, money laundering and racketeering charges. While Hodes won't speak about any of the trials he's been involved in, he provided some insight into how he prepares for a high-profile case. Nou daar het hy dit. Hierdie Hodes het Malema weer eens in hierdie saak in die Landroshof in Oos-London verdedig.
Maar daar het hy nie soveel sukses gehad nie. En die vroue Landros, Toinette Olivier, het dus van dese week vir Malema skuldig bevind aan die oortreding, aan 'n oortreding of verskillende oortredings van die wet op vuurwapenbeheer. En daar's mense wat sê dat Malema gaan nou waarskynlik tronkstraf kry. Maar ek is nie so seker daarvan nie, want Malema gaan natuurlik appeleer. En daar is verskeie regters hoër op in die stelsel wat Malema baie goedgesind is. Onder andere natuurlik ons almal se gunsteling regter Raylene May Keatley. Sy is baie vinnig bevorder deur die range en sy is nou 'n appelregter. En indien Malema dan appeleer aan die Hooggeregshof toe en uiteindelik appelhof toe, dan gaan dit ook daar iewers uitkom. En sy is natuurlik die regter wat ook die Kiele Farmer liedjie gewettig het. En sy het ook die uitspraak daarvoor geskryf en sy het gesê dis deel van Malema se identiteit om dit te sing en daarom mag hy maar. Nou, ek veronderstel, daar kan seker 'n argument uitgemaak word daarvoor dat dit is deel van Malema se identiteit om outomatiese wapens in die lug af te vuur in 'n skare mense. Alhoewel ons het dit nie in die Landershof-saak gehoor nie, maar dalk gaan ons dit nou nog in die appel in die verskillende appelle wat hierop gaan volg. Gaan ons dit hoor. Maar om terug te keer nou, waarom net 'n vinnige oorsig oor van die sake waarby Malema in die verlede betrokke was, hierdie korrupsie en bedrog met die VBS bank en On Point, sy maatskappy On Point, sy persoonlike familie trust en so meer. Hierdie selfde advokaat, Lawrence Hodges, hy het op 'n call, toe hierdie saak nou begin het, ook in die Landershof, sover ek my herinner, het hy gesorg daarvoor, en iemand het daarvoor toestemming gegee, dat die saak in die middeldeur verdeel word. En dat die getuies, daar was 'n klomp getuies vir hierdie saak gewees, en dat die een helfte van die getuies in een saak gaan getuienis lewer, en die ander helfte in 'n ander saak. En wat dit beteken het, is daar kon geen kruisverhoor plaasvind tussen die verskillende groepe, die twee groepe getuies nie. En dit het daarop uitgeloop dat al die getuienis wat gelewer is in die saak, het eintlik neergekom op hoorsê getuienis. En daarom het die Landros om absolusie van die instansie gegee. En hy het Malema dus heeltemal onskuldig bevind. En hy was glad nie aanspreeklik op enige van die klagte nie. En daarna het regter Mabel Jansen, waaroor ek ook een en ander nou gaan sê, maar eintlik moet sy self vir ons kom vertel, en ek hoop een of ander tyd kan ons haar self op hierdie kanaal kry, dat sy vir ons kan vertel wat met haar alles gebeur het. Dit is 'n absolute thriller van 'n verhaal. Ek kan nie eers nou op al die besonderhede daarvan ingaan nie, weens gebruik aan tyd en so meer, dit sal 'n urelange video moet wees, maar sy was een van die appelregters in die Hooggeregshof wat toe die appel aangehoor het in hierdie Malema korrupsiesaak van 11 jaar gelede. En sy sê sy moes op grond van daai getuienis met die twee sake wat in die middel verdeel is, moes sy presies tot dieselfde bevinding as die Landdros kom. Dat hy moes absolusie van die instansie ontvang. En alhoewel as hy al was hy so skuldig soos die houtjie van die galg, op grond van die getuienis wat vir die hof gedien het, en hierdie kruisverhoor wat glad nie kon plaasvind tussen die twee groepe getuies nie, het hy skotvry daarvan afgekom. Maar daar was nog 'n meer sinistere saak waarby Malema betrokke was, en dit het uiteindelik het die staat nou besluit en jy weet, soos in die geval van Al Capone, dat hulle hom nou nie kan aankla van korrupsie en wat ook al, en geld was er nou nie, dat hulle kan hom nie skuldig bevind daarvan nie. Het hulle besluit dat die enigste manier om hom te hanteer is dat SARS
om het aanvat. Want met al die geld wat Malema verduister het of gewas het en wat ook al en die miljoene, blykbaar is hy 45 miljoen rand sterk, hy wat Malema is. Trouwens, is my nogal opvallend dat 'n klomp van hierdie politici in die land, en wat natuurlik ook sommige van hulle, heelwat van hulle, word ministers en hulle beklee hoë poste in die in die regering of sê nou maar in die staatsdiens of in die semi-staatsinstellings. Hulle is een en almal omtrent so in die 40 miljoen rand sterk, want toe David Mabuza nou paar maande gelede oorlede is daar berig agterna dat sy boedel, wel daar's nou blykbaar 'n tweestryd oor sy boedel of iets van die aard tussen sy erfgenome, en sy boedel is ook 45 miljoen rand werd. Nou, dis nie 'n slegte bedragie vir 'n politikus om bymekaar te skraap in 'n paar jaar nie. En net so het Malema ook gesorg dat hy geskep het waar hy kon, in Limpopo en met die VBS Bank en On Point en al sy tenders en so meer. En Malema is ook nou 45 miljoen rand sterk en hy kan enige advokaat bekostig, onder andere hierdie meneer Lawrence Hodges, wat senior advokaat is, wat hom in die Landdroshof daar verteenwoordig het, en die appelle sal seker ook deur hom gehanteer word. Maar om terug te keer tot die saak waarby Mabel Jansen die tweede keer betrokke was. Sy was dus betrokke toe as regter by Malema se saak waar SARS hom wou insolvent verklaar. Nou dit is 'n hele lang storie, maar ek gaan nie op al die besonderhede ingaan nie, maar net kortliks vir u die wesentlike aspekte daarvan skets. Met ander woorde, vanweë al die korrupsie waarby Malema betrokke was, het hy geweldig, hy het homself daardeur verryk natuurlik, en hy het miljoene, ten minste 10 miljoene rande bekom, en met die uiteinde dat hy eintlik vir SARS omtrent 16 miljoen rand geskuld het. En toe SARS nou sê hy moet dit betaal, het Malema gesê nee, hy het dit nie. En natuurlik as jy sê jy wel selfs 100 in Suid-Afrika het ons 'n verskriklike insolventiewet wat teen baie mense gebruik word deur die banke en ander krediteure wat mense absoluut ruïneer, maar dit het nie Malema geruïneer nie. As jy net 'n R100 skuld aan iemand en jy sê jy kan dit nie betaal nie, jy kan nie die R100 betaal nie, dan pleeg jy 'n sogenaamde daad van insolventie en dan kan jy insolvent verklaar word en dan is jy soos 'n malmens en hulle neem heeltemal beheer oor jou boedel en jou bankrekeninge en wat ook al, en jy moet toestemming vra net om te gaan kos koop by die supermark. Wel, en dit sou met Malema gebeur het, maar, en trouwens, volgens regter Mabel Jansen, het sy reeds die uitspraak geskryf, of sy was besig om te skryf, en omdat sy geweet het dat die die hoflaers in die gebou weggeraak, het sy die hele leer tuis aangehou in 'n soort van 'n boonste vertrek in haar huis in Pretoria, en net sy het geweet waar die leer was. En toe gebeur daar oor 'n naweek iets ongewoons met haar, 'n vrou, en ongelukkig nie haar foto hier opgelaai nie, maar haar naam is Gillian Skutte, so 'n verskriklike linkse, hysterische vrou. Sy het op 'n Saterdagmiddag begin om Mabel Jansen van rasisme te beskuldig, sonder enige gronde hoegenaamd. Bloot op grond van die feit dat Mabel sy het omtrent 'n stuk of 40 verkrachtingssake gehad, en sy het iets gesê dat dit is eenvoudig verskriklik, en dit lyk asof daar een of ander kultuur van verkrachting is. En op grond daarvan is dat toe hierdie hele veldtog teen haar begin, en teen die maandag hierdie hoofregter haar ingeroep en vir haar gesê, sy moet nou bedank. So daar was 'n hele veldtog teen haar voorberei, wat teen wat oor 'n naweek ontplooi is, en tot dusver is sy die enigste regter wat as in Suid-Afrika sedert 1994 wat eintlik afgesit is, of van die regbank afgeskop is, en om het nog erger te maak, toe
gaan haar man skielik dood in Brittanje. Hy was op pad lughawe toe om terug te keer Suid-Afrika toe en onder baie raaiselagtige omstandighede het hy gesterf en toe moes sy Londen toe vlieg om haar man te gaan begrawe en intussen vind daar 'n gewapende roof by haar huisplaas. Daar word 'n aantal items gesteel, maar veral, baie belangrik, die gewone rowers stel nie belang in leers nie, maar die hofleer verdwyn. Die SARS insolventie hofleer teen Malema verdwyn uit haar woning saam met die uitspraak. En net daar, en vanweë die feit dat sy natuurlik nou van die regbank afgeskop is as dit ware, sonder enige prosedure hoegenaamd. Ja, hierdie Malema saak, en dit was hier rondom 2016, hierdie Malema insolventie saak nie daar 'n dood gesterf. Dus, dis waarom ek sê dat Malema is die Houdini van die Suid-Afrikaanse regstelsel. Tot dusver, behalwe nou vir hierdie saak oor die vuurwapen, hy sal keer op keer aangekla, maar elke keer het hy daarmee weggekom, hy met al hierdie ongewone gebeure, leers wat tydens 'n gewapende roof gesteel word, en so meer. En dan hierdie advokaat wat het reggekry het om die saak in die middeldeur te sny, dat het uiteenval in twee verskillende sake. Dus, ek is nie so seker dat Malema in die tronk gaan eindig nie. Terloops, indien 'n mens insolvent verklaar word in Suid-Afrika, dan mag jy ook nie 'n parlementslid wees nie. En dit was natuurlik die lot wat Malema in die gesig gestaar het, indien hy in 2016 insolvent verklaar sy gewees het. En vandaar, ja, ek dink daar is 'n klomp touwtjies getrek en ja, baie dinge het gebeur om te sorg dat dit afgeweer word. En daarom wonder ek net wat tans gaan gebeur, en ek is seker dat hierdie Landros Toinette Olivier in Wes-Londen wat Malema skuldig bevind het. Ek is seker sy kry reeds doodstrygemente en sy beter sorg dat sy goeie leiwagte kry. Want ek dink daar gaan geweldige druk op haar ook plaasvind, want sy sal die vonnis moet uitspreek oor Malema, en daar sal getuienis moet gelewer word tydens die vonnisverrigtinge wat blykbaar in Januarie aanstaande jaar, Januarie 2026 gaan plaasvind. En ek kry die arme vrou jammer, en dis altyd 'n Afrikaner vrou, lyk dit my, wat die spit moet afbyt teen Malema, want geen ander van die voorsittende beamptes, of dit nou in die Hooggeregshof is, of die Landdroshof, of waar ook al, hulle is bereid om Malema se sake aan te hoor nie. Nee, en dit word gewoonlik dan gegee vir 'n Afrikaner vrou wat meer kwesbaar is, en wat veral natuurlik nie steun in die media geniet nie, want die media, dis ook die ander groot ironie van hierdie hele Malema affære, is dat, kyk nou skryf Paulie van Wyk 'n boek oor Malema, en sy sê nie, hy moet aangekla word. Maar Malema is aangekla. Maar die media het in 2016 met hierdie hele soort veldtog wat daar gevoer is teen regter Mabel Jansen, wat 'n baie ervare regter is. Haar pa was 'n regter en haar oupa was 'n regter. Jy weet, sy kom met 'n groot regsfamilie en sy het jarelank gepraktiseer as 'n senior advokaat, en sy was op stadium die voorsitter van die Pretoria se Bali en so meer. Hulle het hierdie geweldige veldtog teen haar ontketen ten einde van haar ontslae te raak as die voorsittende beampte in daardie Malema saak. Met ander woorde, in die media het daarmee saamgespeel. Hulle het soos hyenas te kere gegaan teen Mabel Jansen. Hulle het daar verskriklik belaster en uitgekruid, en daar was glad nie die soort van, jy weet, sogenaamd in die perskode of wat daar's twee kante aan 'n saak, of daar's 'n
hoor die ander kant, al die alteram partem of wat ook al, maar dit het glad nie plaasgevind betreffende daardie gebeure in 2016 nie. Die media was 100% aan Malema se kant en teen regter Mabel Jansen, en sodoende, ja, het hy skotvry daarvan afgekom met al sy on-point en trusts en al die geld wat daar in Limpopo en en FBS Bank, die miljoene wat hy ook van FBS Bank ontvang het en nooit terugbetaal het nie. Dis, ek dink dis maar 'n saak wat ons sal moet dophou hierdie. Baie mense, ek sien, daar's verskriklik baie mense op die internet en op X en YouTube en waar ook al, wat verheug is daaroor dat Malema uiteindelik skuldig bevind is aan iets. Maar ons het nog nie die laaste noot in hierdie opera is nog nie gesing nie. En ek is baie skepties daaroor of ons werklik vir Malema in 'n oranje pakkie gaan sien, omdat hy daardie vuurwapen afgevuur het. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en kyk gerus weer, kyk hieronder in die beskrywing na die skakel oor ons nuwe boek, die ommegang. Ek sal net gou vinnig weer op die skerm vertoon hierso, deur Jan van Aken. En dan, en ek het dit vertaal, al 740 bladsye daarvan, en dae en weke en maande daaraan geproeflees. Dus ondersteun ons asseblief, koop die boek, en dan tot volgende keer, dan maak ons weer so.